Dit is 18 minute voor 8 jy luister na Nuusweek en Nuusweek berig vanoggend oor 'n wapenontploffing by Denel wat op 26 Mei 2016 die lewe van 'n werknemer in 'n oogwink verander het. Op die noodlottige dag het Ben Potgieter, 'n wapentegnikus, gehoor gegee aan 'n kollega by die wapenvervaardiger Denel se pleidooi om net vinnig 'n wapen te kom toets wat dringend na Indonesië vervoer moet word. En ek gesels nou met Ben Potgieter wat op daardie dag vinnig werk toe is om 'n wapen te toets. Goeiemôre en welkom Ben. Goeiemôre, dankie Susan. En dan ook Johan Boening, hoof van Solidariteit se afdeling vir beroepsgesondheid en veiligheid. Baie welkom. Baie dankie Susan en welkom. Dankie dat jy hier is. Ben, kom ons begin by jou eerstens. Jy het vinnig op daardie verlofdag ingejaag om 'n wapen te toets. Wat het toe gebeur? Ek het by die werk gekom. Ek moes 'n 14.5 20 mm kaliber loop gaan toets om te gaan proef om saam met my Indonesië toe te gaan. Ek het alreeds was daar alreeds kaartjies bespreek en alles vir my om saam te gaan. Ons sou daar toetse gedoen het. Op daai stadium het ek vir papiere gewag van die kollega af om wat saam met my moes gegaan het, want ek kan nie sommer net in 'n kar klim en wapens goed rondry en so nie. Ek moet die nodige dokumente en goeders hê. Ons het toe gewag. Dit het toe nie gekom nie en die een kollega wat saam met my gewerk het van kwaliteit, ons het toe besluit, okay, ons gaan nou maar ry sonder die papiere. Ons hoop maar nie, hulle gaan ons langs die pad vang nie en ons het by PMP gekom. Ons het die wapen opgestel. Die persoon wat daar gewerk het onder by die skietbaan het ammunisie voorberei wat gepreheat moet word om hoë druk rondes te vorm. Dit moet tot 'n sekere temperatuur in oonde bly in 'n sekere tyd om nou die hoë druk te vorm en ons het die wapen gelaai, alles reg gekry. Ons het die eerste ronde ingesit en dan maak ek nou so 'n touwtjie aan die trigger vas om dan gaan staan ons agterdekking en dan trek ek nou die touwtjie en dan wag ons nou vir die skoot om af te gaan. Nou die eerste skoot het nie afgegaan nie. Ons het die wapen wagperiode wat jy met 2 minute wat jy moet wag voor jy nader kan gaan aan die wapen. Dis die veiligheidsreëls van die skietbaan. Ons het nader gegaan. Die persoon wat in beheer is van die skietbaan het saamgeloop. Ons het die wapen veilig gemaak. Hy het toe nou weer oontoe gestap. Hy het nou weer 'n warm ronde uit hy met handskoene dra en dan gaan haal hy die ronde uit. Dan sit ons hom weer in en laai ons weer die wapen. En dan by die derde keer toe die ronde nog nie afgegaan nie. En ons het toe nou weer die wagperiodes uitgewag en so aan. Ons het nader gestap. Ek het agter die wapen gaan staan, die slotmeganisme opgetel om die wapen veilig te maak. Maar toe ek so aan hom vat, toe ontplof die ronde wat binne in die wapen is. En die glydstuk het die liewertjie het in my hand afgebreek. Hy het my hele hand hierso so stukke geskiet. Die slotgedeelte is hier by my heup. Is hy by my heup in, hy's agter by my lyf uit. Hy het so as hy 20 mm bietjie regs was dit op my slagaar. 20 mm bietjie links, dan was dit op my rugstring. En hy's reg deur my en binne in 'n staldeur vas. En toe het ek nou daar op die vloer geval. Ek het op 'n stadium was ek heeltemal uit gewees, heeltemal weg. Ek het gevoel asof ek in die lug sweef. En myself so gesien, ek weet ek was buite my liggaam, maar ek het dit definitief nie gedroom nie. En toe ek so sien, maar dinge is nou nie lekker nie en dis baie bloed in. Ek het gebid en die Here gevra,
om my lewe te spaar. En al wat ek gevra het was my foon. Ek het toe my vrou gebel en vir haar gesê, ek het 'n ongeluk by die werk gehad. Toe vra sy vir my, waar het ek seer gekry? Sê ek vir by my maag. En toe sê sy vir my, nee, is okay. En terwyl ek nou nog met haar praat, toe vat die ou van kwaliteit, hy het hierdie foon gevat en toe met my vrou gepraat en gesê, hulle gaan my nou na 'n hospitaal toe vat. Op daardie stadium het Daniel geen sulke goed in plek gehad van as daar 'n ongeluk gebeur en waartoe moet jy gaan of word jy ge-airback of sulke goeders nie. Ek is toe aan 'n ambulans gelaai met verskriklike baie pyn. Ek het geweet my heup is vergrys. Toe is ons na in die ambulans, hulle het my heeltyd vasgedruk want ek het baie gebloei. Ek dink die een ou het sommer, kan nie onthou sy naam nie, maar hy het, ek dink dit was my draaimek of iets baie gehad, wat hy so die hele tyd die bloed so wou gestop het. Ons is toe op pad Boukenwil toe, want dit was toe na die naaste hospitaal van PMP af, wat hulle die bloed kon stop en my onder beheer kon kry om verder vervoer te word na Milpark Hospitaal toe. Ja. Wat 'n ervaring. Terwyl jy praat Ben, probeer ek dit rondom my kop kry en dis moeilik om te dink wat op daai oomblik, hoe voel 'n mens, wat gaan deur jou gedagtes en soos wat jy nou reg gesê ook, jy wil net bid dat jy leef en aanhou leef. Johan, ek wil tog vir jou vra ook, die stryd dat daarna begin om ongeskiktheidspensioen vir Ben te kry. En dit was 'n lang pad. Dis reg Susan, dit is 'n lang pad. Ons is aan die een kant is baie hartseer wat met Ben gebeur het en soos hy nou verduidelik, hy is regtig 'n lopende wonderwerk. So wanneer iemand soos Ben by ons kom, dan besef 'n mens natuurlik dat hy is deur verskriklike trauma. En in baie gevalle is mense ook frustreerd wanneer mense daar kom, want die prosesse is stadig, jy weet. Ons was dankbaar dat die eis was, omdat Ben se werkgewer by Rand Mutual Assurance of RMA dan nou geregistreer is, dat die eis daar was, want ons sukkel verskriklik met die vergoedingskommissaris, jy weet wat by die departement van arbeid is. So ons is dankbaar die eis was daar en die eis kon dadelik hanteer word. Aanvanklik het Ben 15% ongeskiktheid gekry vir sy permanente beserings. Jy het nou gehoor van die heup. Dit is basies wat hulle in ag geneem het, was die heupbesering. Maar wat hulle nie in ag geneem het nie, omdat daar, en dit is wat ons nou gevra het, ons het gevra en daar het ons die dokumente deurgegaan het, dat ons wil aansoek doen vir hersiening van die eis, want daar is ander nuwe mediese getuienis wat bygevoeg moet word, jy weet, soos hy sê, nou dat hy het baie inwendige beserings opgedoen, so ons moes hom, laat hy 'n uroloog gaan sien, jy weet, hy moes ander spesialiste gaan sien, en daardie hy het verduidelik van sy handverslae kry. Sy heup was 'n paar keer was die protese verwerp as gevolg van die liggaam wat dit nie hanteer het nie, maar ook as gevolg van skrapnel wat nog binne in sy lyf was. So daai hele proses en nuwe mediese getuienis en so aan, en aan die einde van die dag is ons dankbaar dat net vir die lesers ook, as 'n mens 30% en minder permanente ongeskiktheid kry, soos in Ben se geval 15%, dan is dit 'n eenmalige bedrag wat hulle vir 'n mens gee. Maar die oomblik wanneer dit 31 en meer word, dan kry jy 'n pensioen by die vergoedingsfonds. In Ben se geval is ons dankbaar dat ons dit op 53% kon kry, as gevolg van al sy beserings. En so Rand Mutual het gaan hersien en al die mediese verslae gekyk en toe nou vir hom 'n pensioen gegee, jy weet, wat reg is en wat so moet wees. So ja, Ben is deur 'n baie moeilike, traumatiese ervaring en regtig 'n lopende wonderwerk. En ons is dankbaar van Solidariteit se kant af dat ons hom kon help. Miskien net so ietsie oor die waarde, as ek mag, jy weet, van dit. As 'n persoon soos Ben nie 'n lid van Solidariteit was nie, dan die ander remedies wat tot sy beskikking sou gewees het, want om 'n eis van die aard alleen te probeer doen, is baie moeilik. Mense verstaan nie altyd die tegniese aard daarvan nie, soos bykomende mediese getuienis. Jy weet, ander ou sal aanvaar, ek is nou vergoed vir my besering, ek het 15% gekry as die einde, maar ons sê nee,
Daar is ander beserings wat jy ook opgedoen het wat in ag geneem moet word. Ander persone sou dit nie noodwendig nie. As dit na 'n prokureur toe gegaan het en met groot respek teen my goeie kollegas en natuurlik is dit hulle werk, jy weet, sou dit baie duur gekos het aan die einde van die dag. Ons lidmaatskap by Solidariteit is op die oomblik die nuwe lidmaatskap is R218 'n maand. So 'n jaar se lidmaatskap by Solidariteit gaan jou omtrent so 'n uur se konsultasie by 'n prokureur gee wat spesialiseer in, soos in Ben se geval, beserings aan dienseise. Nou Ben, as ek na jou kyk, hier sit jy vandag, jou gebed is beantwoord, jy het jou vrou hier by jou dogter is hier saam met jou lewe het nie stilgestaan nie, jy het amper weer 'n nuwe kans gekry, 'n tweede kans gekry, en jy het jou kinders gesien trou, sien groot word, en ook stokperdjies. Vertel ons van jou stokperdjies. Ek het, toe ek nou medies ongeskik verklaar is, het ek besluit om 'n stokperdjie by die huis te begin, om myself besig te hou. Ek het vir my so self klein swysmasientjie gekoop, wat kan TIG welding doen. Ek het beginne werk daar by die huis, vir my tafels gemaak, wat ek kan opwerk, wat sommer so kan opslaan en afslaan, dan sit uit die pad uit waar die voertuie kan staan onder die afdak. My pa het by ons ingetrek van Bronkhorstspruit af, nadat my stiefma oorlede is. Toe het hulle daar by my so 'n bietjie beginne inbreek, nie regtig ingebreek by die huis ingebreek nie, maar goed buite kan die erf het weggeraak en so aan. En ons het toe besluit, nee, ons gaan ons eie palisades reg rondom die huis bou. Dit was nogal 'n uitdaging geweest, want my pa is nou vandag, hy is nou 91 jaar oud, so hy is nie so baie sterk op sy bene, goed is my nie, maar hy het gehelp, en ons het dit gedoen gekry. En die ander stokperdjie wat ek by die huis het, is ek hou van 'n bietjie houtwerk te doen en so aan. Visvang, ek hou van visvang. Dit het my omtrent sulke so amper 3 jaar na my ongeluk gevat, voor ek weer vir die eerste keer weer 'n bietjie gaan visvang het. En vandag hou ek daarvan. Wel, ons tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar ek wil tog vir jou vra, Ben, as jy nou terugkyk oor hierdie afgelope 10 jaar en alles wat gebeur het, die rehabilitasie, die prosesse wat deur jy gegaan het, ook om daardie vergoeding te kry, te danke aan Solidariteit se afdeling vir beroepsgesondheid en veiligheid. Hoe voel jy vandag? En as jy terugkyk, wat staan vir jou uit? Wat is die belangrikste element van die afgelope 10 jaar wat vir jou uitstaan? Ek is baie dankbaar dat ek nog hier kan wees in my familie en my kleinkinders te kan sien. Ek het 'n baie wonderlike kleinseun. Ekskuus. Ons verstaan. Sy naam is Dien. Hy's verskriklik baie mal oor oupa. En dan ook so die geloof waar ons deur is. Al die gebede wat verhoor is en die hulp van Solidariteit en al die mense. Al wat ek kan sê is net sonder Solidariteit sou ek nie hier gewees het waar ek vandag is nie. Dat dit finansiëel gaan dit nou goed. Ons kan nie baie kla oor dit nie. Net dat die lewenskoste is 'n bietjie duur. Maar dit gaan aan. Ek is dankbaar ek is hierso en veral nou my oudste dogter is ook nou swanger. En ek sien uit na die klein ding. Dit is so goed om jou storie te hoor, en ek dink daar is soveel mense wat vandag luister na jou, Ben, en sê, maar ek is ook deur traumatiese gebeure in my lewe, maar ek het ook aan 'n kant uitgekom, en ons is dankbaar dat die Here jou gedra het, jou gespaar het vir jou familie, dat jy jou kleinkinders kan sien, dat jy iets ek wil amper tasbaar van jou lewe nog steeds kan maak, nog steeds eintlik 'n waardevolle bydrae lewer, wat ek dink 'n mens kom op 'n stadium wat jy voel, nee,
kan nie. Ek weet nie hoe Ja, nie. Ek weet ja, nie meer ja. hoe nie. Maar baie dankie dat jy jou verhaal met ons kom deel het vanoggend. Dis so spesiaal. Jy kan meer van Johan en ook Johan van Solidariteit, hoe daardie proses werk en dat jy betrokke geraak het. Johan, jy kan meer daaroor gaan lees in Nuusweek, maar ook vir Ben van nader by leer ken. Daar's 'n volledige berig ook in Nuusweek en jy kan dit kry by nuusweek.co.za. Dankie dat jy moeite gedoen het vandag om hier by ons te kom kuier en jou verhaal te deel. Voorspoed met ek dink daar's nog 'n pad van herstel wat voor lê en ons is dankbaar dat jy vandag hier kon wees. Sterkte met alles. Is 'n plesier, dankie. Baie dankie. Dankie ook Johan dat jy hier was en ook vir ons vertel het van die proses. Ek dink min mense weet dat dit eintlik 'n baie lang proses is en dat dit maar baie werk vat. So dankbaar vir jou ook. Baie dankie Susan. Ek moet sê ek het my goeie kollega hier agter my, Susan, Sonja van Heerden wat die kantoorbestuurder is daar en dan Rachel wat Ben se eis gedoen het wat hy self gesê het sy's 'n engel. So ja, dit is 'n spanpoging. So baie dankie. Dankie vir julle ook dat julle luister en dankie vir die luisteraars. Dis baie spesiaal. Baie dankie.